Ek wil graag vir ons die geloofsbelijdenis voorlees vanoggend. So jy kan net so sit en dit in jou hart saam sê. En as jy saamstem daarmee, aan die einde sê amen, want amen beteken om te verklaar dat dit die waarheid is en dat dit is wat jy glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, wat gesterwe het, wat begrawe is en wat ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons belydenis is geweldig belangrik. En in 'n tyd soos hierdie is dit meer belangrik om te getuig dit wat jy glo. Dat jy oortuig is dat Jesus Christus die Here is. En Shatai se voorbeeld vanoggend is vir ons 'n voorbeeld van daardie getuienis wat ons moet hê en dit openbaar verklaar. Dat dit is waarin ons glo. Dat Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. Dat ons nuut gemaak is en dat ons vergewe is. En dit is hoekom ons die nagmaal vier. Hierdie is nie 'n gewoonte nie. Dit is nie maar net iets wat ons doen elke kwartaal nie. Dit is iets waardeur ons verklaar dat Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. En dat hy vir ons uitnooi om na hom toe te kom net soos wat ons is. Dat ons sy kinders kan wees, dat ons 'n nuwe lewe het in Christus en dat God ons Vader is. Dat ons glo dat ons 'n Heilige Gees het. Ons sê bietjie min oor die Heilige Gees in die belydenis, né? Ons sê dit so net so terloops. Ons glo in die Heilige Gees ook. Die Gees van God oortuig ons van wie Jesus Christus is. Die woord van die Here sê vir ons dat geen mens kan getuig dat Jesus die Seun van God is, as dit nie is deur die Heilige Gees nie. As jy nie die Gees van God in jou lewe het nie, kan jy nie sê dat Jesus die Seun van God is nie. Dis onmoontlik. Jy kan dit net sê wanneer jy die Gees van God in jou lewe het. En dit is hoekom dit baie keer so interessant is om te sien dat hooggeleerde mense en mense wat voor duisende ander preek in die naam van Christus dit moeilik vind om te erken dat Jesus die Seun van God is. So terloops, wees maar net versigtig na wie jy luister. Luister na mense wat getuig dat Jesus die Seun van God is. Luister na mense wat getuig of leer dat ons ander mense moet waarsku. Dat liefde van God is nie maar net jy weet 'n blanket type of love nie. Met ander woorde, dit is nie iets wat liefde van God is nie iets wat net eenvoudig alles aanvaar nie. Liefde van God is ook dat ons mense waarsku. Dat ons mense waarsku om hulle weë te verander. Om te leef soos wat God dit wil hê. En dit is nie altyd maklik nie, maar dit is nodig dat ons dit sal doen. Dat ons deur die oortuiging van ons hart mense sal aanspreek op die manier hoe hulle lewe en hoe hulle God dien. Want dit is liefde van God. Liefde van God waarsku ons ook teen dit wat reg en wat verkeerd is. Sodat wanneer ons geloof bely, wanneer ons sê dat ons kinders van God is, wanneer ons Christus aanvaar as ons verlosser,
dat ons ook sal weet daar's 'n verantwoordelikheid wat ons het teenoor die mense rondom ons. Want dit was deel van die belydenis vanoggend, dat ons ander mense sal toelaat om in ons lewens in te spreek. Dat ons ander mense sal toelaat om vir ons te sê, om ons te waarsku teen dit wat verkeerd is en dit wat reg is. En dat ons daarvolgens ons lewens sal inrig. En dit het niks met die preek te doen vanoggend nie. Dis verniet. Okay, it's for free. Nou, vir die boodskap. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie Here vir alles wat U vir ons gee. Ons dankie vir Shatay vanoggend wat so opreg was om te bely dat sy glo dat U die seun van God is. Dat deur U ons sondes vergewe is en dat ons nuut gemaak is. Ons dankie Here dat U vir ons sê dat ons na U toe kan kom net soos wat ons is. Maar ons dankie ook Here dat U ons nie los waar ons is nie en dat U ons lewens verander, en dat ons nuut gemaak word en dat ons kinders van U genoem kan word. Ek bid vanoggend dat wanneer ons in hierdie boodskap ingaan, dat U ons sal oortuig daarvan dat ons in verhouding staan met God die Vader. Ek bid dit in naam van Jesus ons Here. Amen. So ons is vanoggend in die derde boodskap van ons reeks wat gaan oor kom soos jy is. En wat dit beteken is dat maak nie saak waar jy in jou lewe is nie, dat God jou uitnooi dat jy na hom toe kan kom met al jou foute, met al jou gebreke, met al jou hartseer, met al jou opgewondenheid, met al jou goeie dinge wat in jou lewe gebeur, dat jy kan kom net soos wat jy is en dat jy kan kom en kom ervaar wie God is. En ons het begin om te sê wat gaan dit beteken in jou lewe as jy regtig waar God ken? Nie soos wat die wêreld voorstel dat God ver is, dat God afwesig is, maar dat God teenwoordig is, dat hy deel is van jou lewe, dat hy jou lewe verander, dat hy Vader is, dat hy vir jou omgee. En toe het ons verlede week gepraat oor identiteit, wie jy is in Jesus Christus en dat jy nie is wat die wêreld sê jy is nie, maar dat jy is wie God sê jy is. Dat jy geliefd is, dat jy vergewe is, dat jy nuut gemaak is, dat jy aan hom behoort, dat dit bepaal ons identiteit. Nie die goed wat ons het nie, nie hoe ons lyk nie, nie wat ons bereik in ons lewe nie, maar dit wat God sê ons is, en hy sê dat ons deur die bloed van Jesus Christus, wat ons ook gaan vier vanoggend, dat ons nuut gemaak is. Nou vanoggend praat ons oor ietsie anderster. So daar's 'n gedeelte in Johannes waar Jesus sê dat hy gaan om vir ons 'n plek te gaan voorberei. Nou daar's baie vertalings wat sê dat Jesus sê hy gaan vir ons 'n mansion bou. Okay? So baie mense raak baie opgewonde, né? Want die huis waarin jy nou bly, die dak lek, die panele val uitmekaar uit, daar's bossies in jou gras en jy sien uit na hierdie mansion wat Jesus vir jou gaan voorberei. So ons gaan 'n bietjie kyk na daardie gedeelte en wat dit beteken in elkeen van ons se lewe dat Jesus sê hy gaan vir ons plek voorberei. Maar net om te begin, daar's 'n baie bekende Suid-Afrikaner wat in Amerika bly. En sy naam is Elon Musk. Weet julle wie van julle het al gehoor van die ou? Ja, hy het 'n paar rand in die bank, né? En hy het speelgoed ontdek wat tot by Mars kan gaan. Het julle al gesien daai video's van Mars, né? Dit is glashelder. Maar sit nou net 'n CCTV kamera in jou huis in. Alles is geblur. So ons moet daai tipe goed in ons huis kan hê, né? En hy het hierdie obsessie met Mars en hy sê eendag gaan hy mense vat en hulle gaan op Mars bly. Wie's in? Anyone? Baie goeie idee, want die suurstof persentasie op Mars is 1.5%.
Om jou te sê op aarde is dit 20%. Dis hoekom ons hier kan sit en asemhaal sonder om benoud te raak. So wanneer jy op Mars is, moet jy 'n pak aantrek. So imagine vir jouself, jy gaan nou op hierdie reis en jy land daar en daar gebeur 'n katastrofie en jy's die enigste een wat oorleef. En jy het 'n minimum hoeveelheid suurstof en al wat jy het is hierdie ruimtepak. Dis al wat jou veilig hou. En jy begin naderhand benoud raak. Dit beïnvloed jou manier hoe jy dink, dit beïnvloed jou emosie, dit beïnvloed jou fisiese toestand van jou liggaam. Hoekom? Want jy is nie waar jy veronderstel is om te wees nie. Jy is nie by die huis nie. Jy is op 'n vreemde plek waar jy nie veronderstel is om te wees nie. En partykeer wanneer ons kyk na ons geloofslewe, dan ervaar ons dit ook so dat dit voel vir ons soms of ons op 'n plek is waar ons nie veronderstel is om te wees nie. Dat ons nie by die huis is nie. Ons voel dat ons ver van God af is. Ons het hierdie idee in ons kop dat eendag sal ons by God kan wees. Eendag sal al hierdie gesukkel verby wees. Eendag sal ons op die regte plek wees. Ons weet, ons sê dit vir mekaar, die wêreld is nie ons huis nie en eendag sal ons by God wees. Wat die waarheid is. Want hierdie wêreld is nie ons huis nie. En eendag sal ons in die teenwoordigheid van God kan wees. Maar wat as ons verkeerd is oor hoe ons verhouding met God regtig werk? Wat daarvan as ons op 'n ander manier moet begin dink oor ons verhouding, dat hierdie afstand wat ons het teenoor tussen ons en God, dat dit minder te maak het met die evangelie en meer te maak het met godsdiens. Want godsdiens sê vir ons dat daar is iets wat ons moet doen. Daar is iets wat ons moet doen om by God uit te kom. Jy moet elke jaar met jy 'n pelgrimstog aanpak, of jy gaan Jerusalem toe, of jy gaan Mekka toe. Jy moet iewers heen gaan om God te ervaar, om God te beleef. Want dit is wat godsdiens doen. Godsdiens sê vir jou dat daar is afstand en uitstel wanneer dit kom by ons verhouding met God. Met ander woorde, daar is 'n sekere afstand wat is tussen ons en God die Vader, of God soos wat enigiemand dit nou wil sê, en dat daar is uitstel. Met ander woorde, dit is iets wat eendag gaan gebeur. Dit is iets wat eendag deel van ons lewe gaan wees. En ek wil vir jou vra dat jy moet dink aan wat is die manier hoe dat jy groot geword het? Wat is jou idee van godsdiens? Wat is jou idee van verhouding met God? Wat is jou idee rondom wanneer ons praat oor intimiteit met God? Met ander woorde, dat ons naby aan die Here is. Want ons moet onthou dat die dag toe Jesus gesterf het, een van die uitlatings wat hy gemaak het, is hy het gesê, dit is volbring. Met ander woorde, wanneer Christus sê dit is volbring, dan beteken dit, daar's niks anders wat gedoen moet word. Daar is niks anders wat ek en jy nog moet doen om in verhouding met God te kan leef nie. Hy het alles klaar gedoen. Dit is afgehandel. Dit is hoekom die boodskap gekom het met Jesus se geboorte om te sê dat hy is Immanuel, wat beteken dat hy is God met ons. Christus het klaar alles afgehandel. Maar ons dra nog steeds die ruimtepakke. Ons dink nog steeds dat ons het nog steeds daardie benoudheid, want ons weet nie, is ons reg in ons verhouding met Christus en met God nie. En daarom dat Jesus hierdie voorbeeld maak van dat hy vir ons kom sê, maar julle is reeds deel van die koninkryk van God. Julle is reeds deel van wie God is. Julle is reeds in verhouding met hom. So wat Christus kom doen is, Christus is vir ons 'n voorbeeld.
Hy is vir ons 'n voorbeeld dat hy die seun van God is, dat ons by God die Vader kan uitkom, maar hy is ook 'n voorbeeld van ons, dat ons reeds in verhouding is met God. Maar ons dink wanneer ons nou na die wêreld kyk, nee, dan dink jy, dis net vir groot Christene. Nou ek weet nie hoe lyk 'n groot Christen nie. Is dit fisies? Is dit sielkundig? Hoe lyk 'n groot Christen? Maar nou kyk ons na mense en dan sê ons maar, ja, as ons soos daai ou is, nee, dan sal ons in beter verhouding is. As ons soos John MacArthur kan wees, dan sal ons op die regte pad wees. Of Stefan Joubert, jy weet, hulle is groot Christene. Maar eintlik sê Christus vir ons, daar bestaan nie 'n ding soos 'n groot of 'n klein Christen. Daar bestaan iemand soos wie se sondes vergewe is, wat erken dat Jesus Christus die Here is. Al kan jy nie voor mense bid nie. Wie hou daarvan om voor mense te bid? Steek gou. Wie hou nie daarvan nie? Okay, ons gaan vir julle vra om te bid volgende week, né? Net bietjie uit daai comfort zone uitkom. Maar wat belangrik is om te verstaan is dat dit gaan nie oor of jy groot is in die openbaar of sekere goeders kan sê of voor mense kan praat of mense kan oortuig dat dit jou 'n groter Christen maak nie. Vir jou om 'n Christen te wees beteken dat jy moet aanvaar dat God die Vader is, dat Jesus Christus die Here is, dat hy vir jou sondes gesterf het, bo alles dat hy opgestaan het, dat hy sit aan die regterhand van God, dat hy sy gees vir jou gegee het, dat sy gees deel is van jou lewe. As jy dit sê en as jy dit bely, dan is jy 'n groot Christen. Want jy is in die regte verhouding met God. Dat ons moet weet dat Jesus Christus hierdie verhouding tussen ons en God oopgemaak het. Dat dit gaan oor 'n ander manier van leef. Dat die hemel oop is reeds vir ons. Hy sê vir ons dat ons nie eendag deel sal wees daarvan nie, maar dat ons deel is nou daarvan. Dat jy persoonlike verhouding kan hê met God. Jesus Christus is 'n voorbeeld van ons en vir ons, om vir ons te sê, dat ons hoef nie bang te wees vir mense in die wêreld nie. Ons hoef nie bang te wees vir hulle autoriteit nie, en ons moet ook nie bang wees vir hulle sondigheid nie, want ons was op dieselfde plek. Dat maak nie saak wat mense gedoen het nie. Ons kategoriseer mense en dan sit hulle in bokse en dan sê maar, jy is meer sondig as die ander een. Terwyl God vir ons sê, ons is almal dieselfde. Wat sê Paulus? Paulus sê, ons kom almal kort van die heerlikheid van God. Ons almal het 'n redder nodig. As jy nie die grootheid van jou sonde besef nie, gaan jy ook nie jou behoefte aan 'n redder besef nie. Jy gaan nie besef dat jy iemand anders nodig het om jou te kan red nie, maar wanneer ons dit agterkom, dan besef ons dat dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, is genoeg. En die verhouding tussen ons en God is herstel. Maar ons dink eers wanneer ons die regte goed sê, of die regte goed doen, of op 'n ander manier leef, dan sal God ons aanvaar, dan sal ons nader aan God beweeg, terwyl Christus vir ons sê, ek het dit reeds vir jou gedoen. Al wat jy moet doen is, jy moet dit aanvaar. Jy moet weet dat Jesus Christus die Here is. Daarom skryf Johannes, hy skryf in Johannes 1 vers 4, in hom was daar lewe, en hierdie lewe was die lig vir die mense. Lig vir mense soos ek en jy. Dat wanneer ons in hom glo, dat hierdie verhouding met God beskikbaar is. Dat ons in God se teenwoordigheid kan hê. En dan sê Jesus, hy sê, en ek het gekom om vir julle lewe te kan gee, en lewe in oorvloed, Johannes 10 vers 10. Ja, mense like dit om daai vers aan te haal, hoor? Want dit beteken, as Jesus vir jou sê, dat hy gekom het om vir jou 'n lewe te gee, en dit in oorvloed, dat jy môre 'n miljonair gaan wees. Dat jy môre alles gaan kry wat jy wil hê. Want dit is wat dit beteken om in oorvloed te wees. Jy is nie meer siek nie, jy het nie meer skuld nie, alles is perfek. En dit is snert.
Want wanneer Christus vir jou lewe gee, dan is dit om jou gees lewendig te maak. Dat jy 'n verhouding het met God. Dat jou sondes vergewe is. In kort, dat jy nie hel toe gaan nie. Dis wat dit beteken. Dis wat dit beteken wanneer Jesus Christus kom en hy sê, en ek sal vir jou lewe gee, en dit in oorvloed. Dat jy deel kan wees van die koninkryk van God. Dat jy 'n verhouding het met hom. Dat jy nie meer op jou eie is nie. Johannes 17 vers 3 sê vir ons, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Dat ons God sal ken. Wat beteken dit om God te ken? Daardie woord sê vir ons, dat is, jy leer iemand ken deur ervaring. Deur 'n belewenis van daardie persoon. Om iemand intiem te ken. Om iemand te ken deur aanraking. Om in fisiese teenwoordigheid van iemand te wees. Deur ervaring. Om iemand in te laat. Om iemand te kan herken. Om daardie persoon te kan beleef. So hoe sal jou lewe lyk as jy God regtig waar ken? Wat sal verander in jou lewe as jy 'n intieme verhouding het met God? Hoe sal dit lyk as Jesus Christus deel is van jou lewe? As jy hierdie diep ervaring het. As jy besef dat daar nie meer 'n afstand is tussen jou en God nie. So 'n paar jaar terug het ek 'n geleentheid gehad om Amerika toe te gaan. Toe was ek in Texas. Dis nou nice daar. Alles is groter. Weet julle hoekom lyk die Amerikaners soos hulle lyk? As jy daai bordkos oopmaak, liewe genade. Doen jouself 'n guns en gaan koop jy vir jou 'n Steersburger, dan gaan koop jy vir jou 'n Whopper, né? By Burger King. Dis soos dag en nag verskil van mekaar. Die een kan jy in een hand vat, die ander moet jy in twee vat. Dis hoekom alles in Amerika is groter en beter. So toe ek nou daar was dit 'n wonderlike ervaring. En ek kon met my vrou en my kinders praat oor WhatsApp, né? Unreal. Jy is duisende kilometers uit mekaar uit. En ons kon met mekaar praat. Ons kon mekaar sien. Maar ons kon nie mekaar ervaar nie. Ons kon nie mekaar beleef nie. Want die afstand is te groot. En dit is baie keer die geval wanneer mense in 'n verhouding met God is dat hulle ervaar nog steeds dat God iewers ver daar buite is. Dat wanneer ons tot God bid, dat hy goed uitstel en dat ons dit eendag sal beleef. Dat ons eendag deel sal wees van sy koninkryk. En dat ons nie God ervaar vir wie hy is nie. Dat ons God nie sal beleef vir wat hy vir ons wil gee nie, maar dan kom die Bybel en sê vir ons dat die kruis van Christus het alles klaar gedoen. Die werk is afgehandel, daar is niks meer wat ons kan doen nie. As ons as mense sê dat ek moet beter wees, ek moet anders praat, ek moet goed anders doen om 'n verhouding met God te hê, dan sê ons eintlik dat dit wat Christus gedoen het, is nie goed genoeg nie. Want ek moet nog steeds 'n bydrae lewer. Terwyl die woord van God vir ons sê, daar's niks wat jy kan doen in jou verhouding met God. Ons moet God lief hê. Ons luister na sy woord, ons verander ons lewens, nie sodat ons 'n beter verhouding met hom kan hê nie, maar omdat ons in verhouding is met hom. Omdat dit wat Christus gedoen het, goed genoeg is. Want Christus het gesê, dit is volbring. Hy het hierdie goeders al reeds gedoen. So dink nou terug, lank terug, né? Toe jy nou getroud is, daai dag. Hoe was daai dag vir jou? Kan jy onthou? Wil jy onthou? Okay? Want vir party is dit 'n nagmerrie, want die blomme is nie reg nie, die goed is verlep,
dit reën, kyk, almal lyk soos natgereende hoenders, né? Maar daardie dag het jy trou beloof aan iemand, aan jou vrou of aan jou man. En toe dit nou klaar is, toe sê, have a nice day, sien jou eendag weer, nee, dit was 'n great dag, maar ek gaan bly op my eie. Is dit wat gebeur het? Nee. Jy begin om saam met daardie persoon 'n pad te stap, om daardie persoon te leer ken. Is dit altyd maklik? Nee. Maar dit is moontlik. En in daardie verhouding het daar miskien kinders gekom. Met ander woorde, uit daardie verhouding uit kom daar lewe. Daar kom nuwe lewe. En wanneer ons in hierdie verhouding is met God, dan is dit nie net om ons eendag 'n paar woorde te sê, om ons te verbind aan God en om dan ons eie lewe te lei nie. Nee, ons begin om God te leer ken. En wanneer ons God leer ken, is dit altyd maklik. Is dit altyd maklik om te doen dit wat God vir ons sê? Want hy sê baie keer en hy vra van ons goeders om te doen wat baie keer nie sin maak nie, wat ons nie verstaan nie, wat ons nie wil hê nie. En in hierdie proses leer ons onsself ken en ons leer God ken en ons leer hom ken as iemand wat vir ons omgee en vir ons lief is, wat sy seun vir ons gegee het. En in hierdie proses kom daar nuwe lewe in ons lewe. Dat ons lewens verander word, dat ons nuut gemaak word. Want wat Jesus Christus kom doen is, hy kom openbaar God die Vader aan elkeen van ons en hy kom sê vir ons dat ons nie eendag deel van sy koninkryk sal wees nie, maar dat ons dit nou reeds is. Daardie gedeelte wat kom uit Johannes hoofstuk 14. Voor hierdie gedeelte het Jesus sy disippels se voete gewas. Na hierdie gedeelte, dit was die donderdag, na hierdie gedeelte is dit die Vrydag. En wat het gebeur op die Vrydag? Op die Vrydag is Jesus gevange geneem, hy is ondervra en hy is gekruisig. Maar 3 dae later het hy opgestaan en hy leef. En hy is die Seun van God. En as jy twyfel daaroor, gaan lees die woord, maar meer as dit, gaan lees wat in die geskiedenis gebeur het. Dis hoekom, as jy Discovery Channel aansit, né, dan is daar hierdie, altyd hierdie debat, né, The Jesus Project, of een of ander ding, wat hulle probeer bewys. Jesus Christus het bestaan, Jesus Christus het gesterf, Jesus Christus het opgestaan, en hy leef vandag. En dan, dit is hoekom voor dit gebeur, dan sê hy vir sy disippels, daar's 'n klomp goeders wat gaan gebeur. Hy sê, maar julle moenie ontsteld wees nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so is nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie, en as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, dan kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Dit is ons destiny. Dit is waarheen ons op pad is. En dan sê die disippels, maar ons ken nie die plek nie, ons weet nie om daar uit te kom nie. Ek dink Jesus was redelik mismoedig met hulle teen hierdie tyd, want hy het vir hulle alles gesê. En dan sê Thomas vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En dan sê Jesus vir hulle, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dat ons moet verstaan, dit is die manier hoe ons by God uitkom. Jesus sê vir ons, waartoe gaan ons? Hy sê vir ons, ons gaan na sy Vader toe en hy sê vir ons, hoe kom ons daar? Ons kom daar deur geloof wat ons het in Christus Jesus. Dat hy het dit klaar vir ons gedoen. Deur sy kruisiging, sy sterwe en sy opstanding, het hy klaar vir ons hierdie toegang gegee, hy het vir ons die plek voorberei. So nou moet jy vir jou vra, is dit iets wat in die geskiedenis gaan gebeur?
of het dit reeds gebeur? Vir die disippels was dit iets wat in die toekoms sou gebeur het. Want Christus het nog nie gesterf nie, en hy het nog nie opgestaan nie, en hy het nog nie die pad oopgemaak na God toe nie. Maar vir ons is dit geskiedenis. Dit het reeds gebeur, omdat Christus gesterf het, opgestaan het, aan die regterhand van God sit, en vir ons sê, dat ons is deel van die koninkryk van God. Want in Efesiërs 2 vers 13 staan, nou julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Nie deur jou eie goeie werke nie, maar deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En wanneer ons dit besef, dan begin jy 'n ander lewe lei. Jy begin op 'n ander manier optree. Nie om te dink dat God ver is nie, maar dat God teenwoordig is in jou lewe. Johannes 14 vers 7 sê, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. Kennis van Christus is kennis van God die Vader, en van nou af ken julle hom en sien julle hom. En dan kom Filippus weer en sê, wys vir ons die Vader. En dan sê Jesus, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. As ons Christus beleef ons 'n intieme verhouding met God die Vader. Dat hy is nie iemand wat ver is en wat uitstel is nie, maar hy is teenwoordig in elkeen van ons se lewens. Vers 10 tot 11 sê, glo jy nie dat ek die Vader is en die Vader is in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie uit nie, maar dit kom van God die Vader af. Dat ons moet glo, dat wanneer ons in Christus glo, is ons verhouding met God herstel. Ons hoef onsself nie meer toe te maak en om onsself te bedek nie, want alles in ons lewe is oop voor wie God is. Wat Christus kom doen het, is hy het daardie godsdienstige idees van dat God ver is en dat God uitstel dat ons eendag wanneer ons in die hemel is, om dit te verbreek, om te sê, maar ons is nou reeds deel van die koninkryk van God. Ons is nou reeds waar Christus is. In ons geloof is ons reeds deel van die koninkryk van God. En dit is nie gebaseer op ons goeie werke nie, maar gebaseer op dit wat Jesus Christus gedoen het. En dan gaan hy verder, hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n voorspraak gee. Die rede hoe ons weet dat God by ons is dat Jesus gesê het dat hy sy gees vir ons gee. 'n Gees van vrede, 'n vertrooster, 'n leier, 'n voorspraak, dat ons deel is van God se koninkryk. Hy sê, om vir ewig by julle te wees, en dit is die Gees van God. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, want hulle ken hom nie. En die wêreld kan dit nie wegneem nie, want dit is die Gees van God, wat hy vir elkeen van hom gee. Maar julle ken hom, omdat julle kinders is van God. Ken julle die Gees van God. En dan sê hy, julle sal nie soos weeskinders agtergelaat word nie. Nog net 'n klein rukkie, dan is ek weer by julle. Maar Jesus, daai klein rukkie is nou al 20.025 en 80 jaar verby. Wat beteken hierdie klein rukkie? Dit beteken dat Christus enige tyd kan kom. Dit beteken dat ons leef in die laaste dae. Dit beteken dat ons nou reeds God se teenwoordigheid kan ervaar. Dit beteken dat ons sondes vergewe is. Dit beteken dat ons deel is van die koninkryk van God. Dis nie maar net iets waarna ons uitsien eendag nie, dit is iets waaraan ons reeds deel het. Vers 20 sê, en daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle,
dat hy in ons lewens is deur die woord van God en deur die gees wat God vir ons gegee het. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom om by hom te kom woon. Dat ons nou reeds die teenwoordigheid van God sal ervaar. Wat sal dit beteken in jou lewe as jy God regtig waar ken? En die antwoord is alles. Alles verander. Jy weet as jy verlief is, né? Die voeltjies sing mooier, die rose is rooier, alles is pragtig, niks pla jou nie. Die wêreld verander, jou perspektief verander. Wanneer ons God liefhet en in God se teenwoordigheid is, dan verander ons perspektief. Alles wat ons sien, verander. Want God maak alles nuut. God sê vir ons dat ons is gekies, ons is geheilig en ons is geliefd. Want dit is ons identiteit. Dit bepaal wie ons is. God bepaal wie ons is. Nie jou ex-vrou, jou ex-man, jou skoonma, jou skoonpa, die mense by die werk. Hulle bepaal nie jou identiteit nie. Jy bepaal nie jou identiteit nie. God bepaal dit. Hy sê, ek het jou gekies. Ek het jou geheilig en ek het jou lief. Dis jou identiteit. En dan gaan hy verder en dan sê hy, deur dit wat Jesus Christus gedoen het, is jy my geliefde kind en daar is nie afstand tussen my en jou nie. Jy is deel van my koninkryk. Jy is deel van die hemel wat God vir ons voorberei het, reeds nou. Dit gaan sleg baie keer en alles is baie keer de mekaar, maar ons kan nou reeds weet dat ons in die koninkryk van God is. Deur dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Ons primêre beloning van Christendom is nie die hemel nie, maar dat ons nuwe intimiteit het met God. Nie eendag nie, reeds nou. Dat ons nou reeds deel is van sy koninkryk. En wanneer ons die nagmaal vier, dan ons praat altyd daaroor dat die bloed van Christus ons reinig van ons sondes en ons reinig van al ons ongeregtigheid. En dit is 100% die waarheid. Want dit is wat Christus doen. Deur sy bloed was hy ons sondes en word ons nuut gemaak, skoon gemaak. Dis interessant dat wanneer jy dit in Openbaring hoofstuk 7 gaan lees, dan staan daar dat die bloed van die lam het hulle klere skoon gemaak en dit was helder, dit was wit, dit was witter as sneeu. Wat jy eintlik moet doen is om te sê, maar as daar bloed op jou klere kom, is dit alles behalwe wit. Maar dit is wat die bloed van Christus doen, is om ons te reinig, om ons skoon te maak, om ons nuut te maak. En dat die liggaam van Jesus Christus, dat dit wat gebreek is, sy liggaam is gebreek om ons te kan heel maak. Want ons was die mense wat stikkend was. Nie hy nie. Maar hy het sy liggaam stikkend gemaak en gebreek, sodat ons heel kan word. Ons was die onregverdigheid van God. Die toorn van God, die woede van God was teen ons. Maar wat Christus kom doen het, is om daardie woede weg te vat. Christus het ons onregverdigheid op hom geneem en hy het vir ons sy regverdigheid gegee. The great exchange. Dat dit wat ons verdien het, het ons nie gekry nie. Dit wat Christus nie verdien het nie, dit het hy gekry. En ons weet ons sondes is vergewe en ons glo dit. En ons weet dat sy liggaam gebreek is en ons glo dit. Ons beleef dit. Ons ervaar dit deur sy Heilige Gees. Maar vanoggend kom Christus ook vir ons sê en hy sê dat hierdie bloed wat gevloei het, hierdie bloed wat uitgestort is vir elkeen van ons, hierdie liggaam wat gebreek is vir elkeen van ons,
is sodat ons kan toegang hê tot God. Sodat ons intimiteit met God kan beleef. Sodat ons deel kan wees van sy koninkryk. En wanneer Jesus sê dat hy vir ons 'n mansion gaan bou, dat daar baie kamers is in die koninkryk van God, is ons nou reeds deel daarvan. En ons moet deur hierdie wêreld gaan om by God uit te kom. Maar jy kan vanoggend weet dat die bloed van Jesus Christus, die kruisiging van sy liggaam, gee vir jou 'n nuwe intieme verhouding met wie God is. En wanneer jy dit vanoggend gebruik, dink daaraan dat God vir jou toegang gegee het tot God die Vader. Dat deur Jesus Christus sy Heilige Gees vir jou gegee is om jou nuut te kan maak, om jou syne te kan maak, om vir jou te sê, hy het jou gekies, hy het jou geheilig en hy het jou lief. Kom ons sluit die oë. Here ons God, ons dankie Here dat U vir ons 'n nuwe identiteit gegee het, om vir ons te sê dat U ons gekies het, dat U ons heilig gemaak het, en bo alles Here dat U ons liefhet. Dat ons is wie U sê ons is en nie wat die wêreld van ons sê nie. En dankie ook Here dat deur die bloed van Jesus Christus, deur die gebreek van sy liggaam, het ons nie meer 'n afstand tussen ons en God nie. Maar is daardie afstand verwyder. En is ons nou reeds deel van God se koninkryk, deur die afgehandelde werk van Jesus Christus. Ons dankie Here dat dit wat U gedoen het genoeg is. Dat ons niks nodig het om meer te doen behalwe as om U te glo, te luister na U woord en dit uit te leef en dit te bely. Dat Jesus Christus die Seun van God is. Dat ons sy Heilige Gees ontvang het. Dat hy deel is van ons lewe. Dat hy ons lewens verander, ons sondes vergewe, ons nuut maak, ons skoon was. Dat ons nou vrye toegang het tot God die Vader. Dat U nie U beloftes uitstel tot eendag nie, maar dat ons dit nou reeds kan beleef. Ek bid vir hierdie gemeente, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm. Ek bid vir hulle wat met geweldige hartseer sit in ons gemeente. Here, dat U Gees van vrede vir hulle sal gee. Dat hulle U teenwoordigheid fisies sal beleef. Dat hulle vanoggend kan weet, Here, dat U hartseer is saam met hulle. Maar bo alles dat hulle kan weet dat hulle vrye toegang het tot God ons Vader. Dat sy liefde wat alle verstand te bowe gaan, dat sy vrede oor hulle sal wees ook in hierdie tyd. Ons dankie Here dat U U lewe vir ons gegee het. Ons dankie Here dat ons sondes vergewe is, dat ons nuut gemaak is, dat ons U kinders het en dat ons toegang het tot God die Vader. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.